met sy woord. Want wat Marieke vir ons gelees het, het betrekking natuurlik wat ons volgende keer na sal beweeg, na die Kerstyd beweeg, want Johannes beweeg hier hieraan weet ons dat ons hom ken, in Johannes 2 vers 3, ons sy gebooie bewaar, en hy wat sy ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, sy leenaar en hom is die waarheid nie, maar ons gaan eers fokus op die gedeeltetjie tussen dit, en maar gaan terwille van die konteks begin by die apostel Johannes 1 vers 8, maar ons fokus, ons perikoop is vandag op vers 2, 1 en 2. Johannes sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. Die tweede, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die derde, as ons sê, dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar, God tot 'n leenaar, en is sy woord nie in ons nie. Dan sê hy, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ons bid saam. Vader, dit is u woord. U apostels het geskryf deur die Heilige Gees, soos hy hulle gedryf het. Nie net die Ou Testament nie, ook die Nuwe Testament. Het u vir ons gegee, en die werk en die moeite, en die Here, hoe u dit gedoen het, is verbuisterend. So gee jy dit ook vandag vir ons, want Here Jesus het gesê, alles sal verbygaan, maar my woord nooit nie. Dit sal terugkom en vermag wat ek besluit het, dit moet vermag. Mag dit in hierdie oggend dan ook so wees, dat u daarmee sal doen met ons, na u wil, tot u heerlikheid. In Jesus naam, amen. Apostel Johannes het ons gesê, dit is belangrik vir die mense wat nie gereeld bywoon nie, dat hy skryf aan die einde van die eerste eeu, uit Efese uit, dis 'n algemene omsendbrief, wat hy ook skryf na al die ander kerke in sy tyd. En ek glo Johannes het geweet, sy tyd is baie kort. Mens weet ons gewoon, en baie mense weet, my tyd is kort. As vir alles mens siekte onderleer het, of iets is fout, weet mense, dit gaan nie lank wees nie. En daarom, ek dink dit was nogal skokkend vir hom, wat oor 90 jaar oud is, om te sien hierdie nuwe moderne trend wat in die kerk ingekom het in Efese. En ek glo hy vermoed dit in al die kerke rondom Efese dieselfde gnostisisme van binne die kerk ontstaan, nie buite die kerk, nie iemand wat buite inbreuk gemaak het op die kerk en 'n valse lering verkondig. Dit kom van binne, dit broei van binne af, as mense begin ledig word en mense het nie ander ding om te dink nie, en dan begin mense die woord van God te dissekteer. Ek weet ek het by Unisa hulle praat van die historiese, kritiese manier, en dan is die skrif nie meer die skrif, dit is nie die woord van God nie, dit het nie skrif gesag nie, en Johannes moet dit sien gebeur voor sy oë, en hy skryf haastig, daarom het hy hierdie woord skryf oor die 6 tot 8 keer gebruik, en ek skryf, want hy sê ons het haastig die griffel, die pen gebruik, en geskryf op sy 90-jarige ouderdom. Ek weet nie of iemand vir hom geskryf het nie, maar dit is Johannes se woorde. Die meeste mense erken dit is Johannes, die apostel se woorde. En so hy is die enigste eerste klas kroongetuie wat oorbly aan die einde van die eerste eeu, en die Here gebruik hom, ek dink hy moes nogal 'n sterk persoon gewees het, Johannes, want hy gebruik hierdie brief amper soos die swaard van God, en dat dit deurdring en skoonsny waar dit begin verkeerd gaan. As apostel, Paulus, as jy kyk na Handelinge 20 vers 29 tot 30, waar Dr. Lukas skryf oor Paulus, want die helfte van die Handelinge meer self te gaan oor wat Paulus gedoen en wat hy geskryf het.
Maar Paulus ontstel. Hulle wil nie dat hy moet weggaan van Macedonië en Klein-Asië af nie. En dit is vir hom baie swaar. Nou skryf hy, terwyl die mense afskeid van hom neem, sê hy hierdie woorde, want ek weet, sê hy, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle geledere self, sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels, want dit is nie 12 nie, die disippels praat van alle gelowiges, weg te trek en agter hulle aan te trek. Hoeveel erger moes dit nie vir die apostel Johannes gewees het, erger is vir apostel Paulus, wat sê ek weet, en hy het hierdie waarheid van die Heilige Gees ontvang, as ek gaan wrede wolwe julle wegtrek, uit julle eie midde sal hulle opstaan, en nou word dit nou nog erger in die tyd van Johannes, in die einde van die eerste eeu, 'n besorgdheid. Ons het reeds daarvan gepraat, en ek dink julle sal sê, maar Dries het dit nou al seker 5 keer gesê. Ons het gesê, en ek weet nie wie dit gesê het, en hy het gesê, geseënd is hulle wat 'n Bybel besit. Ongelukkig besit nie alle mense in die wêreld 'n Bybel nie. Nog steeds nie, kan jy dit glo? Maar hy sê nog meer geseënd is die persoon wat hierdie Bybel lees. Dit lê nie iewers op 'n boekrak nie. Hy lees die Bybel. Hy mediteer daarop. Maar die mees geseënde is eintlik hy wat dit nie net lees nie, maar dit uitvoer wat geskryf staan. Al die instruksies volg wat daar binne-in vervat is. Wat ons natuurlik met erkenning gee, nie alles is wat is ook, daar's narratief, daar's redelik geskiedenis ook in die Bybel. Nie alles is presies dieselfde wat God verwag ons moet doen nie, maar daar waar hy instruksies gee soos Johannes en apostels moet ons daarna luister. Ek het 'n verhaal, dink ek so 10 jaar terug 'n verhaal gelees ook op Google van 'n man wat in Amerika, hy wil graag vir sy kinders 'n boomhuis bou. Toe sien hy nou die advertensie, hier adverteer hulle stuur vir jou instruksies, dit is do it yourself. Jy moet dit self doen. Hy kry die instruksies, hy kry die boomhuis, en toe hy begin bou, toe kom hy agter, hier is iets fout, hierdie ding wat ek bou is nie, lyk nie soos 'n boomhuis nie. Toe was hy later my, hierdie ding, hoe nader hy aan die einde van die instruksies kom, lyk soos 'n seiljag, klein seiljag. En hy dadelik die maatskappy laat weet, hy sê, ek het 'n probleem. Ek het 'n probleem, dit wat julle vir my stuur is nie 'n boomhuis nie. En hy het vir hom gesê, as dit vir jou tot enige troos sal wees, weet dat daar iemand in die ooskus van Amerika se ooskus is iemand besig om kyk of hulle 'n boomhuis kan maak, seil. So, jammer vir wat ons gedoen het, maar as ons hulle het toe op die ou dit reg gedoen, maar die probleem is, die instruksies is van uiterste belang, maar die regte instruksies is nog meer belangrik, om verkeerde instruksies te volg en uitdele te maak in die skrif uit, asof dit op ons van toepassing is, want u is nie 'n Gideon nie, u gaan nie 300 mense bymekaar maak uit weermag van 15.000. Dit is geskryf as 'n narratief, maar binne dit volg 'n instruksie wat mens kan aflei en dit sê en doen, die Here werk nie soos 'n mens nie, die Here het nie mense nodig nie. Maar wie se instruksie word gevolg? Johannes is baie bekommerd. Die mense volg nie meer, in Johannes se tyd was daar waarskynlik van die 27, nog net so 22 boeke wat in gemeentes omgegaan het. Wese van die geskrifte het geword algemene omsendbriewe wat geskryf is aan alle kerke. Tog gaan die mense in die tyd van Johannes en hulle gaan volg gnostisisme. Die meneer Cerinthus staan op en hy bring 'n ander evangelie. Wat Jesus natuurlik uitsluit. Nee, Jesus is belangrik, maar hy is nie so belangrik nie. Jesus is maar een van die demiurges. Hy is maar een van hulle. Hy is nie die een nie. Hy is nie die een wat God sigbaar maak nie. Ons kom almal tot die kennis, daardie divine spark, daardie goddelike
vonk wat ons moet hê. En dit sluit Jesus uit. Dit maak sit om een kant, as een van die baie gode, net soos die Hindus Jesus aanvaar as een van die baie gode. Dis 'n verkeerde instruksie wat begin posvat. Ook die lering van die Gnostisisme, Gnostisie het geleer dat daar is nie regtig sonde nie. Daar is nie so iets so sonde nie. As jy Hindus ken en jy gesels 'n bietjie met Hindus, vra hulle wat is hulle denke aangaande sonde? Wat is sonde? En baie van julle sê daar is nie so ding eintlik so sonde nie. Want jy gaan deur jou dharma en jou karma, gaan jy na die hoër, jy gaan hoër en trap iets tot jy uiteindelik self God word. En dis waar Gnostisisme het hierdie ding begin. Jy sien wat die Gnostisie gesê het en baie mense graag vandag wil hê en dit so gewilde lering is, want alle sonde word in die vlees begaan. Dit word in jou vlees is dit. So jou gees is eintlik boos. Dis waarom Jesus kon die vlees aanneem, want dan was hy boos, sê hulle. Want die siel of die gees bly suiwer, bly tosereer. Die diferensiasie tussen jou gees en jou vlees. 'n baie populêre sê so, wat lei dit toe? As ons sê die vlees is onrein en sleg en boos en die vleeslike God, Jahweh en Jesus is deel van Jahweh, het eintlik boosheid in die wêreld gebring deur die wêreld te skep. Maar die regte God, die monad agter hulle, is die ware God. Hy is die immateriële, volkome immateriële God. En daarom kan ons doen in die vlees net wat ons wil. Jy ken die Engelse gesegde, eat, drink and be merry. Tomorrow we die. Jy drink, gaan jouself te buite. Doe soveel sonde wat jy kan in jou vlees, want dit gaan jou siel nie aanraak nie. Dis reg. Jy gaan nog steeds, jou siel is ongeskonde behou, want jy is deel van die divine spark. Jy is deel van die onsigbare God. Binne in jou, dus al sê Shirley MacLaine met, was dit omtrent 30 jaar terug wat gesê het, oh, I've realized that I am God. En as moderne predikers van Amerika wat sê, I am God. I just need to realize that I am God. I must awaken the God inside of me. Die Christus gees wat aan Christus gegee is, word ook aan ons gegee, en dis 'n moderne lering vandag. En dit is so gevaarlik, lering, want nie duisende, nie miljoene mense val vir hierdie lering. Daarom kon, soos hulle sê, Jesus het nie gesondig nie, hy was net gees, hy het nie spore getrap soos 'n mens nie, hy was soos, onthou julle die tyd, ek weet, dit is op 'n stadium die gees wat wandel, het julle daai comic strokie gevolg van die gees wat wandel, die skim. Julle hoor van die skim. Chris, jy en ander mense, julle sal almal weet van die skim. Die gees wat wandel. Maar daar kom die probleem. Hebreërs 10 vers 10 wat baie belangrik is vir ons almal wat ons ook moet weet. Dit praat hier dat Jesus, as jy Hebreërs 10 wil, maar ek gaan dit hele gedeelte doen as jy daarna wil blaai, Hebreërs 10 vers 10. Wat gebeur hierso? Die skrywer van Hebreërs skets vir ons 'n figuur van die Here Jesus Christus. Wat aan die Vader sê, brandoffers, sondoffers, spysoffers, wou U nie hê nie. U wou dit nie gehad het nie, Vader. U wil nie hierdie offers hê nie. Maar U het vir my 'n liggaam voorberei. Hier is ek, sê Jesus aan die Vader, om U wil te doen, o God. Hier is ek om U wil te doen. 'n liggaam het U vir my voorberei. Hoekom? Om U wil te doen. 'n liggaam, 'n vleeslike liggaam, wat geoffer moet word. Hier is ek, om U wil te doen, o God. Want God wil nie eintlik slagoffers, brandoffers, enige offer hê, want dit het alles wat 'n skaduwee van die Here Jesus Christus wat moes kom. Die se finale offer vir, dan sê hy deur hierdie wil, wat die Vader nie wil hê nie, is ons
gelowiges geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Nie verder offers wat gebring word. Niks wat ons aan God bring, sal hy ooit aanvaar nie. Hy het net die offer van die Here Jesus Christus aanvaar en hy het ons heilig gemaak. Hy het ons afgesonder vir homself deur die liggaam van Jesus Christus. Daarom die gevaarlike lering van New Age en Gnosticisme en alles dat ons eintlik God is en onsself, ons moet net ons eie Godheid ontdek, wat kom van die Gnosticisme, daar lê die probleem. Maar let op hierdie gedeelte, as jy kyk van vers 6 tot einde van die hoofstuk, word daar 'n belangrike woord oor en oor gebruik. Wat sal jy sê is dit? Begin by vers 6. As ons sê, as ons. Want hy sê dit in vers 6, maar as ons, vers 7, 8, 9 en 10, as ons sê, as ons sondes bely, as ons sê, wat 8 en 10 is dieselfde, is amper soos 'n parallel van dieselfde, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, maar in die duister wandel, wanneer nie die lig van Christus aanvaar, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Vers 7, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Vers 8, 9 en 10 begin, as ons sê, of beweer dat ons geen sonde het, wat die Gnosticisme sê, nee, daar is nie so ding so sonde nie. En dan sê vers 10, geen sonde het nie, of ons sê ons het nie sonde, dan sê ons het nie gesondig, beteken dieselfde, dan noem ons God 'n leenaar, want hy sê ons is sondig. God sê ons is sondig. Wie is ons om anders te sê? Het ons die reg om iets anders te sê as wat God sê? Jy kan, maar jy moet weet, jy gaan regtig in die waarheid, jy bots in die waarheid. Want God sê, alle mense het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So in hoofstuk 2, vers 1, gaan die tema dan van die sonde ook voort, behalwe van as ons, gaan die sonde, die klem van Johannes op sonde, wat hy sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Dit is my opdrag aan julle. Ek het geskryf dat julle blydskap volkome kan wees, vers 4, maar ek skryf ook aan julle, dat julle asseblief nie moet sondig nie. Hou op sonde. Die as ons gee ons geleentheid om weg te breek van die sonde. Ons het verlede week gepraat van die bekering, wat gebeur met wat in Johannes se gedagte is, en al die Nuwe Testamentiese skrywers het 'n klem daarop, bekering, selfs Jesus in Lukas 13 praat van bekering, bekeer julle aansig van julle ook op dieselfde manier omkom. Maar die as ons 5 keer gee vir ons geleentheid om te keer, om te sê, metanoia, kom ons draai om, van wat ons begin glo. Dit gaan nie oor wat jy glo nie, dit is van iets wat ons begin glo. Want jy sien die saadjie, Satan plaas op 'n klein saadjie in baie mense se lewens, van twyfel. Is dit waar? Is Jesus net 'n mite nie? Soos ons by Montbello gepraat het, dit gaan 'n klein beentjie van Jesus is nie regtig God nie. Jesus het nie regtig is 'n seentjie wat in 'n dwaal was in een dag in Galilea. Hy het gedink hy is God. Hy het homself God gemaak. Sien, dit is die lering wat begin gaan. En die feit dat ons onsself ook gode kan maak is grens aan dieselfde. Ons maak onsself gode. En ons is nie gode nie. Ons bloei nie soos gode nie. Gode bloei nie. Behalwe Jesus Christus wat gebloei het. Daarom het ons gesê vers 9, as ons sonde bely, die Griekse woord homologeo, beteken as ons saam met God stem, in eenstemming is met God. Wat is ons mee in eenstemming met God? Dat ons sondaars is. Ons word bewus, het ek verlede week gesê, ons word bewus nommer 1 van ons sonde. Wat doen ons? Ons het berou vir ons sondes. 3, ons bekeer ons van ons sondes. Metanoia, ons keer om, berouvolle bewustheid van ons sonde, wat moet lei tot bekering. Nou daarom sê hy in vers 9, as ons sondes bely, so saamstem, hy is getrou en regverdig om ons van alle ongeregtigheid
te vergewe. Maar hy begin vers 1 met my kinders. In die English Standard Version sê, my little children. Teknion. My little infant children. Dit is eintlik die regte vertaling van die woord. Teknion. Kindertjies, klein kindertjies van my. Hoor hoe mooi praat hy met Johannes, met die mense aan wie hy hierdie brief skryf. Ja, hy ransel hulle af. Hy staan hulle met die tong. Maar hy begin met hierdie sagte woorde, klein kindertjies van my. Wil julle nie julle bekeer nie? Kom terug. Kom terug na wat julle geleer het van ons as apostels. Kom terug na die waarheid, kom terug na die lig toe, my klein kindertjies. En dieselfde is so mooi keerwoord wat my altyd dink van die meeste mammas met hulle klein babietjies en almal wil net die babietjies sien, en so pragtige ou kindjie en ag hy so lieflik, ons eet hom sommer op. Nee, en dan as hy groot word sê, het ek hom al opgeëet in die eerste plek. My klein liewe kindertjies, luister na wat ek as ou apostel vir julle sê, wat ons later sal kyk, praat baie van die liefde, maar jy sien hierdie woord teknion, of teknia, enkelvoud, het baie te doen met die Griekse woord, wat ons almal ken, agape, agapao, om lief te hê. Jy het die klein kindertjies lief. As jy na hom kyk, of haar kyk, kyk jy met soveel deernis en liefde na hierdie klein ou babietjie. Dis hoe Johannes kyk na die mense vir wie hy skryf. Hy ken hulle. En hy was die enigste apostel, waarskynlik het hy die hele area voor 90 die reis, en hy ken meeste van die kerke. Maar sonde is ernstig. So, hy skroom nie weg, al sê hy my klein kindertjies, skroom hy nie weg van die groot woord hier, sonde. Daarom sê hy ook vir hulle, hy gebruik mooi, my kindertjies, moenie sondig nie. Alles julle my kindertjies, moenie hou op sonde doen. Julle wat in gnostisisme verval het en Jesus in sy aangesig eintlik wegstoot van julle af, want julle aanvaar hom nie vir wie hy is, wat God hom openbaar is nie. So, wat lei ons af hierso? Want die woord sonde word oor en oor, as jy kyk hoeveel keer word het gebruik, weer die woord sonde. As ons sê ons het nie gesondig nie, vers 8, dat ons geen sonde het nie. Vers 9, as ons sondes bely, as ons sê, vers 10, dat ons nie gesondig het nie, en dan sê hy, ek hou op sondig. So, wat is op Johannes se gedagte? Potensiële gnostici bekeer julle self, hou op sonde te doen, deur Jesus Christus te ontken as die ware seun van God, uit God gebore, volle mens, volle gees, hypostatiese eenheid van Christus, beide mens, beide God, hou op om sonde te doen, om dit te ontken. Dit is interessant, wat een kommentaar sê, die aoristiese aktiewe subjektief beteken, dis iets wat hulle mee begin het, wat hy sê, stop het nou, maar hou op toekomstig te doen, hou op om dit in die toekoms te doen, want hy weet, ek sterf binnekort, wie gaan vir julle lei, julle moet ophou en dit nooit weer doen nie, moet dit nie doen nie. So hy maak 'n verskil tussen die huidige tyd en 'n houdende, voortdurende, hou op sonde doen. En julle sonde is om vals leraars te glo. Dit is konteks. Julle glo vals leraars. Julle geen onderskeid nie. Want ware bekering, ware berou, staak sonde doen deur 'n ander Jesus te aanbid. Weer 'n interessantheid, die twee ekstreme in die tyd van gnostisisme is een die intellektualisme wat ook oorneem, intellektualisme wat sê die vlees is boos en sal vergaan, so ons kan in ons vlees doen net wat ons wil. Ons sal nie verantwoording doen eendag vir wat ons in die vlees doen nie. Oeps, dis nie waar nie. Ons sal definitief verantwoording doen voor die heilige God, ons skepper, word na Jesus verwys as ons skepper, hy is ons skepper. En ons sal aan hom verantwoording doen. Jesus sê, my Vader oordeel, maar ek oordeel, ek sal julle oordeel wat julle in julle vlees gedoen het. Selfs gelowiges sal eendag oordeel word wat hulle in die vlees doen. Mag ons nie skoon gebrand word op die ou ende, dat ons net wat hulle sê, net met tande, kunstande en naels dit maak nie. Die ander ekstreem is aan jy
ongeag wat jy in jou vlees doen, jy is reg, jy gaan nie hel toe nie. Die ander ekstreem is, word askeet, beteken gaan klim hier op die Magaliesberg, en slaan 'n tentjie daarop, en gaan bly daar vir die res van jou lewe, sodat jy nie onderkom en versoek kan word deur mense nie, jy nie op 'n taxi bestuurder kan vloek nie, jy nie kan kyk vir 'n vrou met begeerte nie, so jy word 'n asketus, jy verwyder jouself in die samelewing. Dan gaan jy nie sondig nie. Dit was die ekstreem van gnostisisme. Jy word 'n askeet. Is dit wat Jesus gesê het? Hy het nie gesê in Matteus 5, maar julle is die lig van die wêreld. Hoe kan jy jou lig daar bo op 'n bult gaan skyn? Niemand gaan dit sien. Niemand gaan Christus glo deur jy wat jouself onttrek nie. En albei van hulle is vol foutlyne. Maar weer eens die konteks praat direk met die gnostisie of die mense wat in die gnostisie wil word. Maar die goeie nuus hier is nie net ek skryf dat julle nie moet sondig nie, maar as iemand wel gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader. Want alle dinge gaan op die ou end oor by die Vader wil hê. Is dit nie? En wie alleen het geweet wat die Vader wil hê? Vandag, wie alleen is dit wat weet wat die Vader wil hê? Hy wat die Gees het. Hy wat die Gees van Christus besit. Sal doen wat die Vader wil hê. Maar ek wil hê, julle moet nie sondig nie, as julle tog sondig, hierdie voorspraak wat ons het, by die Vader, is ons uitkoms. Daar is 'n klem, kyk van vers 1, 8 tot 9 natuurlik, wat hy ook gepraat het, as ons sê ons het nie sondig nie, lieg ons, en maak ons God tot 'n leienaar. Ook so vandag. Jy sien, daar is soveel Jesus in die omloop vandag. Elkeen kan sy eie Jesus kies wat hy wil volg. Ons weet dat Islam het hulle eie Jesus, Mormonisme het hulle eie Jesus, die Jehovah-getuies het hulle eie Jesus. Die animisme, voorvaderaanbidders het hulle eie Jesus. Maar baie mense wat binne in kerke sit, het ook hulle eie Jesus, want hulle het hulle Jesus geskep wat na hulle liking is, wat hulle like. Ek like hierdie Jesus. Ek dien hierdie Jesus. Maar as jy daardie Jesus gaan meet in geskrifte gaan jy sien, dis nie die Jesus wat die Bybel van praat, dis 'n ander Jesus. Dis nie dieselfde nie. Mag dieselfde naam genoem word, maar dit is nie dieselfde Jesus nie. So wat hulle doen, ons het al gehoor hulle sê, jy skep 'n God na jou gelykenis. God skep ons nie na sy gelykenis. Ons skep 'n God in ons gedagte na ons gelykenis. Dis waarom ons gedurig na die geskrifte moet lees en lees en lees om die regte op Jesus die regte by die regte Jesus te bly, sodat ons nie 'n idol skep in ons gedagtes van 'n Jesus wat vir ons aanvaarbaar sal wees. Sien nie die tendens in die wêreld vandag? Kry vir jou Jesus. Hy is soos 'n genie, jy moet net sy Boeddha, jy moet net sy magie vryf, dan kan jy wens wat jy wil. Dis 'n idol, dis 'n afgod. Jesus sny reg en skoon in sy lig. Wat Johannes sê, hou op sondig anderwoorde, julle moet berou en bekering, draai terug na die Jesus van die 66 boeke. Maar die woord wat Johannes hier op klem lê, die bekende woord vir sonde, hamartia, jy weet waar die woord hamartia vandaan kom, dit is wat sonde eintlik beteken, dit is te doen met eintlik 'n tipe van sport, waar 'n boogskutter 'n pyl vat, sit hom in die boog, en dan trek hy die boog, en hy skiet na die teiken, maar hy skiet die teiken heeltemal mis. Dis waar die woord sonde vandaan kom. To miss the mark. So dit is nie net omissie nie, dit gaan oor omissie. To miss the mark. 'n verkeerde Jesus, 'n verkeerde God wat ons aanbid. Ons dog nog altyd, soos Salomo sê, daar's 'n weg vir die mense, regtig, maar die einde daarvan is die dood. Al die tyd agterkom, mense ontwaak uit die dood uit en mense staan op en mense kom agter, dis nie die Jesus wat ons gedink het ons aanbid nie. Ons het nie geweet hy's 'n verterende vuur. Ons het nie geweet dat hy 'n God is wat God se wraak uitoefen, selfs in Openbaring werk. Hy is die een wat God se wraak uitoefen. Tog daarom dankie Here vir die genade as ons sonde bely. Hy is getrou en regverdig. Daar's kans vir omkeer. Die einde van vers 1.
Hoe kan hy ons vergewe? Deur wat vergewe ons as ons nou ander gode aanbid, ander Jesusse, 'n ander God aanbid en ons eie rigting gaan en vreemde dinge glo oor die Here Jesus Christus. Hy sê Jesus Christus is die versoening vir ons sonde. Slegte nuus altyd Romeine 6 vers 23 en ek hoop mense wat uitgaan straat toe om evangelie te verkondig, gebruik hierdie vers. Die loon van die sonde is die dood. As ons sonde ly, verdien ons dit. Net Jesus het nie verdien nie. Die loon van die sonde is die dood. Dit is God se hoe hy met sonde deel. Esegiel 18 vers 20. Welbekende wat ook in die Nuwe Testament herhaal word. Esegiel 18 vers 20. Die siel wat sondig sal sterf. Praat nie net daarby. Plek waar my sondig sal vir ewig sterf. Nou wie sal ons red? Wie doen ons vir ons versoening? Hier kom dit in. Jesus Christus, die regverdige. Want hier word van hom gepraat as die voorspraak. Jesus is die voorspraak. Dit klink bietjie praat hy, is die Heilige Gees die voorspraak of is Jesus die voorspraak? Want ons kry in Johannes 14 vers 16 praat Jesus van die Heilige Gees wat sal kom, dan verwys hy na die Heilige Gees as die voorspraak. Ons dank die Here dat die Heilige Gees gekom het, wat Jesus ook in hierdie konteks bedoel, en hy sal vir ewig met julle wees. Dit is wonderlik dat die Heilige Gees vir altyd met ons sal wees. As hy ons sê, Heilige Gees gee, wat hy nie die Heilige Gees terug nie. Maar hier sê Jesus, en as hy kom, dit is die voorspraak, sal hy wat doen? Hy doen dieselfde as wat Jesus gedoen het. Hy gebruik nie ander woorde nie. Hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster, parakleet gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle as disippels sal hom ken, omdat hy by julle sal bly en vir ewig met julle sal wees. Ek gaan julle nie as wees agterlaat nie. So hier praat hy van die parakleet. Paulus in Romeine 8 vers 26 praat ook van die Heilige Gees as ons voorspraak. Sê dat. En ons weet nie reg wat om te bid of hoe om te bid nie. Maar die Heilige Gees kom ons swakhede te hulp. Wat doen hy? Hy tree in vir ons met onuitspreeklike sigting. Hy sê Abba. Hy noem God Abba. Die Arameese term my Papa. Hy tree vir ons in. Die parakleet, hy tree vir ons in. Maar as Jesus dan nie die voorspraak soos Johannes is, Johannes nie in 'n dwaal nie, hy is nie in 'n dwaal nie, want in sy kennis, dink ek, het hy diep in gedagte Hebreërs 7, die boek Hebreërs wat gaan oor ons hoëpriester, wat meer voortreffliker is, alles, ons hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, Aramees Melek, koning, Sedek, regverdig, 'n regverdige koning. Hierdie regverdige koning staan voor die aangesig van God en tree vir ons in. Vader, wees hulle genadig, selfs om die kruis, hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Melchisedek tree in vir sy kinders. Want ons het 'n aanklaer wat ons gedurig aankla. Nou weet ek nie of hy in die hemel daar teoloog verskil by die hemel of by waar, maar hy lê 'n aanklag teen ons en sê kyk, hierdie en ek het dit en dit en dit gedoen. Dan sê Jesus, maar Vader, kyk na my hande, kyk na my voete. Simbolies, nie letterlik nie. Jesus is hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, die regverdige hoëpriester. En as hy sê hy is 'n versoening vir ons sondes, het hier 'n verwysing in die Griekse Ou Testament wat praat van hilasmos, wat beteken die deksel van die versoening. Verbond. Daai ding is hilasterion of hilastos, waarop die hoëpriester eenmaal in 'n jaar bloed wat sprinkel het, wat verwys na Jesus, wat in die regter in die hemel se bloed op die versoendeksel vir ons gestort is op die dag van versoening, Yom Kippur. Ek hou van die Engelse, ek het lang terug gelees, ek dink Dr. John Blanchard verwys daarna, hy
verduidelik wat die woord, die Engels sê propitiation. Julle wat Engels ken sal beter weet. Propitiation. Dis 'n swaar King James woord eintlik. Maar wat beteken propitiation? Jy sien, ons almal doen gereeld sonde. Ons is so lief, ons moet lieg as ons sê, ons is nie lief vir sonde nie. Sonde is so maklik soos val uit 'n boom uit, jy moet net die tak los. So maklik is dit om te sondig. Gedagtes, oë, werke, omissie. En dit alles gee aanstoot teen God. God neem aanstoot met sonde, nog steeds. Hy is nie ewe skielik nou verdraagsaam teen sonde en sê, ag, ek kan dit nie verdra nie, nou sal ek dit verdra. God werk nie so nie. Sonde bly sonde. Dis 'n aanstoot vir God. Elke keer as iemand sonde doen, en die Heilige Paulus sê, moenie die Heilige Gees bedroef met wie jy geseer is. Iemand moet propitiation doen. Dit sê, wat doen propitiation? Dit neem die aanstoot weg, asof daar nog nooit werklik enige aanstoot in begaan is. Van die sonde heeltemal weg. Dis wat die eintlik bedoel. As iemand gesondig het, hy is 'n versoening, hy is die propitiasie van ons sonde. Want Johannes wys duidelik dat God die toorn afgewend het van ons, danksy Jesus se liggaam. Daarom sê Paulus in 1 Timoteus 2 vers 5, en ons moet onthou, dis 'n kardinale vers. Wat sê hy? 1 Timoteus 2 vers 5. Daar is slegs een God, nie gnosticisme wat baie gode het nie. Daar is slegs een God, en slegs een middelaar, tussen God en tussen die mens. Tussen God en die mens staan 'n vuur wat wil verteer. Wie absorbeer die vuur wat ons moet verteer? Hy sê die siel wat sondig moet sterf. Tussen God en die mens, as dit nie vir hom was nie, is ons almal, wat ek nou van die Engels sê, tickets stoot. Hy sal soos 'n vuurvlam garetjie verbrand, ons verbrand. Maar tussen hom en ons staan een middelaar. Nie Mohammed, nie Joseph Smith nie. Staan Jesus Christus, een middelaar tussen God en mens, die mens Jesus Christus. Dan lees ons saam 2 Korintiërs, wat Giselle al vir ons moes gememoriseer, nog nie gememoriseer het nie, 2 Korintiërs 5 vers 21. Want God het hom wat geen sonde gehad het nie, vir ons, nagmaal vir ons sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid, Sedek, soos hy Sedek is, Melchizedek is, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom, Jesus Christus. Maar nou sê hy ook hier, Jesus is nie die versoening vir ons sondes nie, maar ook vir die hele wêreld. Dit sê nie vir elke persoon het Jesus gesterf nie, dit is 'n ander lering daai. Maar hy sê, nie net vir ons in hierdie konteks in Efese nie, maar hy wil die versoening vir die res van die wêreld se sonde. Potensieel kan hy elke mens red wat na hom toe kom, en gelowig, wie hy roep na hom, sal hy ook heilig, en hy is 'n versoening vir al hierdie mense. Hulle wat erken, dat hulle deur hulle eie werke nie gered kan word, nooit, ooit gered kan word nie. Kom ek sluit af met die ware verhaal, wat ek dink julle het al gehoor van Oliver Cromwell, the Lord Protector of England. Ons praat hier van die 17de eeu, 1650 daar rond. Lord Cromwell was 'n soldaat, hy was 'n politikus, en hy het met 'n ysterhand regeer. Almal was bang vir Lord Oliver Cromwell. En op 'n dag het hy 'n soldaat laat vang. Ek weet nie presies wat die soldaat verkeerd gedoen het nie, hy het waarskynlik gedros, en hy het gesê, jy sal môre 8:00 die oggend, wanneer die klok 8 keer slaan, sal jy deur 'n vuurpeloton tereggestel word. Dis jou, ek het so besluit, so sal dit wees. Die volgende oggend, vroeg staan die mense al klaar gereed, en gewoon vir hulle sirkus gewees, om te sien wat gebeur hier, en wanneer gaan die klok 8 keer slaan, die 8ste keer wat hy slaan, gaan die vuurpeloton om teregstel, die soldaat. En die klok het begin slaan, doem, doem, hy gaan maar so, ding, 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 ewe skielik, en die derde keer toe word die klok doodstil. En Cromwell sê, stuur van sy soldate, sê, gaan vind uit, wat gaan aan die klok? Ons kan hom nie klaarmaak, want ek het gesê, na die 8ste, toe bring hulle 'n dametjie terug, wat hierdie soldaat se verloofde was, bring hulle terug,
haar hande stikkend, bloei, amper vergrys die hande. Hy sê, wat het jy gedoen? Sy sê, ek wou die lewe van my verloofde spaar. Sy het die klok so wel vasgehou, sodat hy nie kan. Daai ding kom met fors. Jy kan hom nie met jou hande vashou, moet hy ruk hom van onder af. En haar hande stikkend geslaan. En hierdie moeilike Lord Cromwell, protector and Lord, sê, you know what, because of your sacrifice, your lover shall live. Hy het haar beginsel gesê, ek laat hom vry. Oor jou offer wat jy gebring het. As ons ook eendag voor die hemelse regter verskyn en hy kyk na ons, sal Jesus se wonde aan sy hande en sy voete en sy kop sy by Vader ook sê, because of your sacrifice, your beloved shall live. Jou geliefde sal lewe, Christus. Oor jou offerhande wat jy gebring het, dit jou gekos. Mag ons deel van die wêreld wees vir wie hy versoening voor God gemaak het. Want as ons nie sy beloved is nie, is ons sy enemy. Ongelukkig so. Of ons die liefde van sy lewe, Jesus se liefde van sy lewe, of ons is die vyand, vir wie hy homself in elk geval versoen het. Maar as ons aanhou vyande bly, kan hy nie vir ons sê, sy offer het vir ons die lewe gebring. Sy begeerte is nie net om afvalliges wat vreemde Jesus te aanbid, te versoen met homself, maar almal wat hy liefhet, wat in sy weë wandel, wat sy opdragte uitvoer, en bekeer van 'n valse Jesus en die regte Jesus aanbid. Mag die Here hierdie boodskap aan die harte seën. Nou weet ons wat sacrifice, propitiation is. Wat dit beteken het. En dat daar 'n kans is vir omkeer, daar's altyd 'n kans. Solank as ons lewe kan nog 'n kans om ons te bekeer van ons sonde. Dit is nooit te laat nie. Te laat as mense ons kom besoek binne 'n kus wat 6 voet of binne 'n verrassing moet ingaan. Is dit te laat? Kan ons nie meer sy geliefdes genoem word wat hy ons versoen nie. Mag die Here hierdie boodskap in jou hart seën. En Engels sê, may it linger on you, mag dit in julle harte bly resoneer, sodat ons hom waardig mag wees, wat sy lewe vir ons. En eie lewe het hy nie lief gehad nie, vir ons. Ons vra die Here, die harte ook sal in die harte werk, daarom die gebruikelike manier wat ek geleer het, ek gee vir u 30 tot 40 sekondes en u praat self met God. U sê, wat het Dries gesê nou weer? Vra die Heilige Gees, die Gees van Christus, wat sê u in my lewe? So 10 sekondes tot stilte, en ek dink in 30 sekondes gaan mens nogal baie met die Here praat. Kom ons bid saam. Vader, deur die Heilige Gees oor die versigtinge van die hart. Dit hoef nie oor die lippe te rol nie, want ons weet u weet al reeds wat ons wou gesê het. Ek wil bid, Vader, as daar iemand is wat na hierdie video gaan luister, of iemand is hier, Vader, wat wil inderdaad, as ons sondes bly, as ons sê dat ons sonde het, as ons sê vir ons, Here, u is 'n God wat bekering werk in ons lewens. Mag ons nooit
die bloedoffer van Jesus Christus, wie sy hande stikkend verbrysel is, deurboor is vir ons. Sy voete met groot spykers, gate ingeslaan, sy deurboor. Mag ons dit nie as minagting of minagting, mag ons dit as geweldig ag, om ons tot bekering lei, sodat sy bloed ons kan reinig van al ons sondes. Dankie dat ons hom het as 'n voorspraak vir sy kinders. Ons weet die hoëpriester van oud het die stamme se name op hulle bors gedra, U dra elke gelowige as hoëpriester se naam op die hart. Tree vir ons in by die Vader. Dankie dat U ons voorspraak is. Dankie dat U ons advokaat, ons defense attorney is. Dat die bewyse voorlê dat U ons duur gekoop het deur die bloed. Dankie dat U toorn en geabsorbeer is deur Jesus Christus se liggaam, sodat ons, Here, kan vry wees en kinders genoem word, erfgename van Christus. Seën die gehoor, seën, Here, veral die wat na die video luister, mag hulle inderdaad, Here, gedwing word terug na die skrif, om dit te ondersoek en hulle te bekeer. Dankie, Here, vir U goedheid en guns, want U is 'n God wat vol genade, vol liefde, vol barmhartigheid, vol goedheid is. Mag dit ook aan ons verskyn in Jesus naam. Amen.